cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Goeiemôre vriende, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Ek glo dit gaan goed aan julle kant, by ons ook. Ek deel graag vanoggend so 'n stukkie verder oor ons reeks rondom parels en volharding. Ek begin sommer met 'n storieetjie. Hulle sê, ons ken mos almal die storie van Hassie en Skilpad. Hulle sê daar's nou 'n COVID-19 weergawe. Hulle twee het glo saamgewerk en toe die inperking kom, toe moet hulle terug gaan huis toe. Toe sê hulle maak 'n wedloop terug huis toe. Op julle merke gereed, weg, en Hassie het weggespring en Skilpad het weer gewen. Want al wat Skilpad hoef te gedoen het, hy het sy kop in sy dop ingetrek, toe was hy by die huis. Nee, terug by die oorspronklike weergawe daarvan. Hassie en Skilpad op julle merke gereed, weg, en Hassie het weggespring en op 'n stadium verveeld geraak omdat hy so ver voor was en aan 'n boom gaan sit en daar het hy in die slaap geraak. Skilpad het aangehou en aangehou. Hy het later by Hassie verbygestap en die wedloop gewen. Hoekom? Want hy het volhard. Ons is besig met die tema, met die reeks rondom volharding. En ek wil vanoggend voortgaan daarmee. Egte parels vorm nie sommer net oornag nie. Nee, dit is 'n proses oor jare en jare wat egte parels vorm. Egte geloof vorm nie ook sommer net oornag nie. Ook egte geloof is iets wat oor tyd en oor jare vorm. Ek wil gaan na een persoon toe in die woord wat verseker egte geloof gehad het. En dit is Abraham. Ons lees van Abraham in Genesis 12, dat God by Abraham kom en vir Abraham 'n belofte maak, en vir Abraham sê, maar hy sal hom seën, en Abraham sal 'n groot nageslag hê. Sarah en Abraham het egter kinderloos gebly. En ek wil glo, dit was vir hulle later aan 'n groot beproewing gewees. Later was dit fisies en menslik onmoontlik dat hulle kinders kan hê. Tog het hulle bly glo. Hulle het geglo en gehoop en gevertrou, getrou gebly aan God, dat God sal kinders gee. En dan kom dit dat hulle wel kinders het. Dat God se belofte waar word, dat Isak gebore word. Hoe kry hulle dit reg? Hoe hanteer hulle hierdie beproewing? Hoe volhard hulle? En ek wil vanoggend dat ons daaroor gaan leer. Hoe volhard ons? Hoe volhard ons deur beproewing? En daar's 3 goed wat ek op die tafel wil sit. Ek wil sê, 'n beproewing is 'n toets. En in hierdie toets het ons hulp. En dan uiteindelik, deur die beproewing, moet ons altyd die einddoel voor oë hou. Die toets, die hulp, die einddoel. In die eerste plek word Abraham se geloof getoets. God toets sy geloof en hy weet, maar hy bly glo in God. En dan deur die toets wys God maar hy bly getrou. 'n Teks vir die oggend wat ek vir u wil gee is hier uit 1 Petrus 1 vers 6 uit. Hoor wat staan hier. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van God word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Goud gaan deur 'n smeltkroes, deur vuur,
om eg te wees. Dink maar aan Sadrag, Mesach en Abednego, Daniel se 3 vriende, wat deur 'n oond gaan, sodat hulle geloof getoets kan word. Ja, so word ons geloof ook sekerlik nou, in hierdie inperkingstyd, in hierdie COVID-19, word dit getoets. En ek en jy moet in ons geloof volhard. Die tweede punt is, dat ons ook hulp het. Abraham se hulp kom van die Here af. God wat in Genesis 12, as hy met Abraham praat, sê, ek sal jou seën, ek sal met jou wees, ek is jou God. En so herhaal hy dit aan Isak, hy herhaal dit aan Jakob, so herhaal God sy hulp, en hy wys sy hulp aan Abraham, Isak en Jakob. Ons teks wat ons hier kan onthou is Handelinge 1 vers 8 wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Waar God vir die vissermanne, die disippels beloof, deur sy Gees sal hy vir hulle krag gee, hy sal met hulle wees, hy sal hulle hulp wees. Josef herken as die Farao vir hom roep, nadat hy vir 10 jaar in die tronk was. En die Farao hom roep en sê, ek hoor jy kan drome uitlê. Dan sê Josef in Genesis 41 vir die Farao, dis nie ek wat die drome uitlê nie, maar God wat by my is, God wat sy hulp vir Abraham, vir Isak, vir Jakob, vir Josef, vir my en jou beloof. Ja, daar is 'n einddoel. Abraham se einddoel was sy seun Isak. Sy seun Isak wat Jakob en Esau gehad het. Jakob wat uiteindelik 12 seuns gehad het, en hulle het die nageslag van Abraham gevorm. Duisende nageslag vir Abraham. God hou sy belofte, en so is dit die einddoel vir Abraham. In 'n teks sê, in Filippense 3 vers 13 sê Paulus, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, om my einddoel te bereik. Ja, Paulus se einddoel is om God voor oë te hou. As ons motor bestuur, dan kyk ons so nou en dan in ons spieeltjie wat agter ons aangaan. Ons kyk so nou en dan wat hier in die voertuig by ons is. Die meeste van die tyd kyk ons vorentoe uit by die venster om te sien waarna toe ons op pad is. Ons einddoel. Stefanus in Handelinge 7 sê as hulle hom wil stenig, dan sê hy sien die hemel oopgaan en hy sien vir Jesus aan die regterhand van God. Sy einddoel maak dat hy kan volhard. God wat sê, ja, deur hierdie tyd, beproewing, toets hy ons geloof. In hierdie tyd is hy ons hulp wat by ons is. In hierdie tyd kom ons hou die einddoel, nie die einde van die inperking nie, maar die einde dat ons getrou sal wees aan God en by hom in die hemel sal wees. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat u kruis vir ons 'n werklikheid is. Dat ons ook soms 'n kruis het, 'n beproewing het, en ook in hierdie inperkingstyd, Here, as ons geloof getoets word, hou ons geloof, hou ons in u hand, ja, opdat ons die toets sal deurstaan, ons egtheid van geloof sal behou. Dankie dat u by ons is, dankie dat u ons hulp is. Here, ons sien uit na 'n tyd dat die inperking sal verby wees. Here, maar ons sien ook uit na 'n tyd waar ons weer as vriende saam kan wees, as gemeente saam kan wees. Here, beskerm en help elkeen van ons vriende, familie, gemeentelede. Dankie Here dat ons kan opkyk en sê ons wag op die tyd wat ons saam met u in die hemel sal wees. Seën, beskerm, help ons en ons geliefdes. Ons sê dit in die naam van Jesus Christus. Amen.